Esegiel 36 het 'n kosbare belofte. Ek sal julle uit die nasies gaan haal en julle uit al die lande bymekaar laat kom en ek sal julle in julle land bring. Dan sal ek skoon water op julle giet sodat julle rein kan word van al julle onreinhede. En van al julle drekgode sal ek julle reinig. En ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. Ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle 'n hart van vlees gee. En ek sal my gees in julle binneste gee en maak dat julle my insettinge kan wandel en my verordeninge onderhou en doen. Kom ons sluit die oë. Ons almagtige Vader Jahwe, wanneer U hierdie woord vir ons gee, dan wil ons daaraan vashou, want ons het dit so nodig. Ons het so nodig dat U vir ons reinig en heilig, en ons sê vir U dankie Vader vir U ontsettende liefde, dat U ons nietige mens wat weg van U af gedryf is, die skeidsmuur van sonde, wat ontrou was in die verbond, wat onrein was in elke opsig. Want Vader, daar was nie 'n sonde wat Israel nie gedoen het nie. Dankie dat U kom en vir ons nuwe harte gee. Dankie vir die bloed van Yeshua. En daarom vanoggend, Vader Jahwe, hierdie byeenkoms, hierdie samekoms, is dit die verlange van ons hart om die woord te lees, te glo en te doen. Werklik, Vader, te ervaar wat die woord ons beloof, 'n nuwe gees in ons binneste, U gees. Ons bid vanoggend dat ons U mag ontmoet. Dat dit nie maar net nog 'n keer sal wees nie, maar dat ons harte die stem van die Gees sal hoor. En daarom sing ons spreek, Jahwe, U kinders luister. Dankie hiervoor in Yeshua se naam. Amen. Kan jy sitplekke inneem, baie dankie. Ons maak ons Bybels oop by Kolossense 2 vanoggend. Ja, welkom aan al die besoekers. Dis goed. Dis wonderlik om 'n behoefte en 'n begeerte te kan hê na die woord van Jahwe. Kolossense 2. Die tema van vandag se boodskap is die stryd van 'n apostel. Die stryd van 'n apostel. Ons lees daarso eerste 3 verse. Kolossense 2 vanaf vers 1. Dis een lang sin. Fokus. Luister mooi. Deel dit op. Breek dit. Dis 'n lang sin, baie begrippe. Want ek wil hê dat julle moet weet wat 'n groot stryd ek oor julle het. En oor die wat in Laodicea is en almal wat my aangesig in die vlees nie gesien het nie. Dat hulle harte vertroos mag word. Deurdat hulle saamgevoeg word in die liefde tot alle rykdom van die volle versekerdheid van insig en die verborgenheid te leer ken van God en die Vader en van Messia, in wie al die skatte van wysheid en kennis verborge is. Die stryd van die apostel. Eerstens kyk ons na Yeshua, wat sy hemelse heerlikheid verlaat. Koning, almagtige, ontledig homself word mens op die aarde, elke dag 'n wedloop in stryd teen die ongeloof, teen die duisternis, teen alles staan Yeshua in gehoorsaamheid teenoor Vader Jahwe, om elke dag die lig te wees, die waaragtige lig wat elke mens verlig, sê Johannes 1. En in Yeshua se stryd sien ons hier die ontsettende klimaks aan die vloekhout en dan die oorwinning, die opstanding. En dan sê Yeshua vir sy disippels, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle.
En ons sien presies dieselfde in die gestuurdes. Apostel is die Grieks vir gestuurdes. Maar nie met enige boodskap nie, met die woord van die lewe. Die woord wat redding bring. En dit in Paulus se lewe vorm dan die grootste stryd. En my gebed is dat sy stryd, wat Joshua se stryd was, ons stryd sal word. En daarom moet ons hierdie stryd verstaan. Eerstens net die gedagte dat Paulus het 'n godsdienstige lewe gehad. Dit lees ons in Filippense 3, as julle dalk in die vorige boek net wil terugblaai, voor Kolossense is Filippense. Ons lees dat Paulus sê hy was besny en hy was uit Benjamin en hy was 'n fariseer en hy was 'n wetgeleerde en hy het ywer gehad. En dan kom hy in vers 7 van Filippense 3 en sê, maar wat vir my wins was, dit het ek om Messia wil skade geag. Ja, waarlik, ek ag ook alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Messia Yeshua, my meester, terwille van wie ek alles prys gegee het, en as draak beskou om Messia as wins te verkry. Hier sy stryd. Alles agter te lê, en hierdie een saak na te jag, die uitnemendheid van die kennis van Messia. Nou sê hy, en in hom gevind te word, hier is 'n beginsel, hier is die beginsel vir die res van die boodskap, en in hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, prestasie gedrewe, maar met die wat deur die geloof in Messia is, die geregtigheid wat uit God is deur die geloof. Die geregtigheid wat jou laat leef, Romeine 1, die regverdige sal deur die geloof lewe. So, daar was nie lewe in dit wat Paulus gedoen het nie, maar die geregtigheid in Yeshua geef hom lewe. Nou is hier 'n baie, baie belangrike woordjie, sodat. Vers 10 begin met sodat. Nadat jy jou geregtigheid in Yeshua besef het, nadat jy deur die geloof lewe, sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding. Sodat ek hom kan ken, die krag van sy opstanding, die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Nou hierdie kennis wat Paulus ontvang het, nie uit sy kinderdae nie uit sy fariseer of wetgeleerdheid nie, die kennis wat hy ontvang het vanuit die opstandingslewe van Yeshua, want hy sê, sodat ek hom kan ken. Nou wat is die ewige lewe? Johannes 17 vers 3, ons ken dit. En dit is die ewige lewe dat julle U ken. So wanneer ons Jahwe ken, nou sê gou vir my, wat is die verskil tussen ken en kennis? Kennis van God is daar baie. Daar's miljoene bladsye geskryf oor kennis van God. Kennis is daar baie. Ken is 'n persoonlike verhouding, ontmoeting, eenwording. Ons praat nie volgende oor kennis nie, ons praat oor ken. Nadat Paulus vanuit die geloof Yeshua ken, het hierdie stryd vir hom 'n realiteit geword. Hy het krag ontvang. Hy het 'n bediening ontvang om dit wat hy ontvang het in Yeshua, die lewe, die prediking van die lewe, om dit te gaan deel. Om dit te gaan uitdeel. Ons sien in sy lewe in 2 Korintiërs 11, 5 keer sy geslaan, 40 hou op een na, 5 keer, 3 keer met stokke geslaan, 1 keer gestenig, 3 keer skipbreek gelei, hongersnood, koue nagte, vervolging, verdrukking, gevare in die gemeente, gevare op die pad, leeu's. En dan sê hy hierdie een sinnetjie op die einde. Behalwe dit alles, die daaglikse sorg vir die gemeente. Daar lê sy stryd. Keer terug weer na ons geleesde gedeelte. Hy sê in Kolossense 2 vers 1, ek wil hê julle moet weet van my groot stryd. Kolossense 2 vers 1, ek wil hê julle moet weet van my stryd. En hierdie stryd is om dit wat hy ontvang het van Jahwe. En dit noem ons die bediening van die genade, en ons gaan nou weer daarna kyk. My stryd is oor hele Kolossense, my stryd is oor die Laodisense, en oor almal wat my aangesig nie gesien het nie. Dis my stryd.
dat julle, vers 2, dat hulle harte vertroos mag word. Jy sien, hier leef vir ons as gemeente 'n geweldige opdrag. Hoe groot stryd het jy in jou lewe dat die gemeente vertroos mag word? Wat is vertroosting? Sien, as ons net kyk na vertroosting as, het iemand nou hierdie week slegte nuus gehad, sy kar is gestamp en ons bid maar laat hy van wielklopper kry. Nee, dis nie die vertroosting waarvan die Bybel praat. Parakaleo, dis dieselfde woord vir die Heilige Gees, parakletos. Die Heilige Gees is ons trooster. Wat is die werk van die Heilige Gees? Weet jy presies in jou lewe wat is die werk van die Gees? Want dit waaroor Paulus se stryd was die werk van die Gees. Om te bemoedig, om te versterk. Dat die hart, hy sê baie mooi, die hart, dat julle harte vertroos mag word. Dat die gemeente se hart versterk word. Dat die gemeente se hart bemoedig word. Want die woord sê, Yeshua sê, in die laaste tye sal die harte beswyk van vrees. Die harte sal verkoel van, die liefde sal verkoel. So waar lê ons stryd in ons hartklop? Verlede week se boodskap het gegaan oor om mekaar vurig lief te hê. Onthou julle dit? 1 Petrus 1 vers 22. En ons het gesê, as daar nie wedergeboorte is nie, as daar nie reiniging is nie, as daar nie ongeveinsde liefde is, dan kan daar nie vurige liefde wees uit 'n rein hart nie. Nou praat ons oor harte wat versterk moet word. Gedurig deur. Dis Paulus se stryd. En nou vra ons mekaar, wat is die werking van die Heilige Gees om ons harte te versterk? Dit moet ons stryd word vir mekaar. En dan sê hy so mooi, deurdat, kyk die mooi Afrikaanse woordjie wat vir ons sê, deurdat, hoe word ons harte versterk? Deurdat hulle saamgevoeg word in die liefde, en saamgevoeg word tot alle rykdom van die volle versekerdheid van insig. Hier is 'n groot begrip. Samevoeging in die liefde bring vertroosting. Samevoeging in die liefde bring vertroosting. Nou hierdie samevoeg woordjie moet julle nie onderskat nie. Dis 'n geweldige sterk konsep. Die hele liggaam van Yeshua word aan mekaar gehou deur hierdie samevoeging. Kyk gou na die begrip gemeente. Is u deel van 'n gemeente? Ja, ons sit hier by mekaar. Maar hierdie is die sigbare gemeente en daar's baie sulke sigbare gemeentetjies reg oor die wêreld, reg oor die eeue. Maar daar's een liggaam van dat Yeshua die hoof is van die heel eerste lid tot die laaste ene wat saamgevoeg word. Die woord sê Jahwe het by die gemeente bygevoeg. Daai voeg is 'n krag. Dis 'n krag. Jy moet daai krag ervaar in jou lewe. Want daai krag vertroos jou hart. Daai krag is wat 'n gemeente bymekaar hou en ons wil weet wat is daai krag? Dis om die liefde te ken. Hy sê saamgevoeg word deur die liefde. Hierdie samevoeging deur die krag van die liefde. Nou moet jy onthou, dis heeltyd die Heilige Gees se werk. Wie stort die liefde van Jahwe in ons harte uit? Die Heilige Gees, Romeine 5. Wat is die liefde van Jahwe? Ag, dink maar aan 'n praktiese voorbeeld, die verlore seun wat in die varkhokke was. En hy word weer saamgevoeg in die huis. Die liefde van Jahwe, die liefde van die Vader, sê nie vir die verlore seun, wel, jong, ons kan jou help met Lucisie op die plaas is nog 'n plek, ons kan vir jou 'n bietjie kos. Nee, die liefde reinig, heilig, herstel ten volle. Waar Israel Lo-Ami was, nie my volk nie. Lo-Rugame, nie begenadigde, bring hier die kennis van die liefde terug in die huis. Kind van kind, wedergebore. Dit was Paulus se stryd. As ons net gou kyk in 3 sendbriewe, Kolossense en die vorige ene, Efesiërs en Korintiërs, het hy hierdie absolute stryd wat hy het, hierdie krag wat in hom werk, hierdie bediening wat hy ontvang het van die genade, om vir die 10 stamme, om vir die onbesnedees, om die u en my, wat in die wêreld verstrooi was, die evangelie te bring, van die samevoeging, die liggaam van Yeshua, die krag van God tot redding. Ons het Kolossense 2 gelees, maar
die vorige paar vers in Kolossense 1 se einde, ek lees vanaf vers 24, is baie lank sin, Kolossense 1 vanaf vers 24, nou verbly ek my in my lyding vir julle, hoor sy stryd, ons het nou nog gepraat van al sy slae, hoekom het hy dit gekry? Omdat hy op sendingreise was, omdat hy op pad was om die evangelie te bring en te bedien, dis hoekom hy al hierdie pak slae en stryd en stenig en al die verdrukking en benoudheid gehad het. Nou verbly ek my in my lyding vir julle, en vul in my vlees aan die oorblyfsels van die verdrukking van Messia vir sy liggaam, wat die gemeente is, waarvan ek 'n dienaar geword het, volgens die bediening van God wat aan my gegee is, in julle belang om die woord van God te vervul, naamlik die verborgenheid wat van eeue en geslagte af verborge was, maar nou geopenbaar is aan sy heiliges. Aan wie God wou bekend maak wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die nasies is, dit is Messia onder julle, die hoop van die heerlikheid. Hom verkondig ons, terwyl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wysheid onderrig, om elke mens volmaak in Messia Yeshua voor te stel, waarvoor ek arbei en stry, volgens sy werking wat in my werk met krag. Hoe werk Paulus? Hy stry volgens die werking van Jahwe met krag. Waarvoor stry hy? Hierdie bediening. Wat is die bediening? Die verborgenheid. Wat is die verborgenheid? Die rykdom van Jahwe se heerlikheid oor die nasies, oor die onbesnedenis, oor Israel wat verstrooid was, wat moet inkom. Het julle hom? Hierdie stryd, sê hy, om elke mens te onderrig. Maar elkeen te onderrig. Nou hierdie woord saamvoeg wat ons net nou oor gepraat het my nou nogals heel opgewonde gehad. Toe ek nou gaan kyk in Grieks, Sumbabititso, klink nogals Grieks, maar dit is Grieks. Om te gaan kyk waar staan hy in die Nuwe Testament, was heel interessant, want dit is nie net, dit is 'n passief, jy word saamgevoeg, maar dit word ook gebruik waar Paulus mense oortuig, intellektueel, verstandelik, en waar mense tot 'n konklusie kom, waar die gedagtes, die oortuiging saamgebind word tot 'n konklusie te kom, en dan 'n uitkomste is. Daar's definitief kennis betrokke. Ons is nie maar net gemeente nie. Hoe word jy saamgevoeg by die gemeente, die liggaam van Yeshua? Jy kom tot kennis. Kennis van die waarheid, Yeshua self, want die waarheid maak jou vry. Die waarheid wederbaar jou. Die woord wat Petrus sê, die onverganklike saad van die woord. Daar's kennis, maar nie kennis, wêreldse kennis nie, ontmoeting kennis. En dis nou belangrik dat ons by Efesiërs 3 kom, waar ons dan 'n onderskeid tref oor kennis en ken. Efesiërs 3, vanaf vers 14, is Paulus se gebed vir die Efesiërs. Nou onthou nou die konteks. Die konteks is, Paulus het 'n stryd vir Kolossense en Laodicense, en almal wat sy aangesig nie gesien het nie. Paulus het een stryd gehad, dat mense tot die kennis van Yeshua se genade sou kom. En daarom bid hy hierdie gebed. Nou voordat ek by die gebed kom, het hy eers in Efesiërs 3 vers 1 tot 13 vertel. Hy het weer vertel van hierdie bediening wat hy het. As julle maar dalk net Efesiërs 3 vers 1 saam met my lees, om hierdie rede is ek, Paulus, die gevangene van Messia Yeshua, vir julle wat? Etnos, nasies, onbesnedenis, Israel in die wêreld is, as julle ten minste gehoor het van die bediening, van die genade van God, wat aan my verleen is, vir julle, daar's heeltyd hierdie vir julle, dat hy, Jahwe, aan my deur 'n openbaring bekend gemaak het, die verborgenheid, soos ek tevore kortliks geskryf het. Waardeur julle, as julle dit lees, my insig in die verborgenheid van Messia kan verstaan, wat in ander tye aan die mensekinders nie bekend gemaak is nie, soos nou aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is
deur die Gees. Gemeente, hier is 'n groot verborgenheid. Hier is iets wat ons net as algemene kennis aanvaar. Jammer, dit werk nie so nie. Hierso is 'n ontmoeting met die krag van Jahwe se heerlikheid, die rykdom van die volle insig van versekerdheid. Dis 'n krag. En ek dink dit ontbreek. Ek dink dit ontbreek in my eie lewe. Ek dink dit ontbreek in die gemeente se lewe. Want wanneer jy kyk, wat is die kenmerke van mense wat waarlik kennis het van Yeshua, ontmoeting met hom, dan is daar 'n hele paar dinge wat ons aan gebrek skiet. Ek wil graag hierdie gebed van Paulus lees. Paulus bid vir die Efesiërs, in Efesiërs 3 vers 14, om hierdie rede, ek het 'n bietjie aangeskuif, vers 14, buig ek my knieë voor die Vader van ons meester Yeshua Messia, van wie elke geslag in die hemel en op die aarde sy naam ontvang, dat hy aan julle mag gee, luister mooi, na die rykdom van sy heerlikheid. En net gou, as julle na die skepping kyk, son, maan, sterre, see, berge, hoe interessant dit is, hoe groot dit is. As ons praat van die rykdom van sy heerlikheid, en hierdie is maar die sigbare, hierdie is maar die tydelike wat vergaan. Hoe groot moet die geestelike wees? Deel Jahwe dit met ons? Ja, hy het dit aan Paulus oopgemaak, en aan die ander apostels. En dis dit wat Paulus se stryd is, hy is bereid om, en ek het dit genoem, hoeveel keer geslaan te word, en gestenig te word, en op te staan en sê, maar die rykdom van sy heerlikheid wat aan my geopenbaar is so groot, ek kan nie anders as om op te staan, en dit te leef, en dit te preek, ek ag alles skade, en ek soek hierdie een ding, die uitnemendheid van die kennis van Yeshua. En is daai kennis wat die gemeente bind. Is daai kennis, verhouding met Jahwe wat jou voeg, saam bind in die gemeente. Ken. Vers 16. Want hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens. Ek wil net vir ons daardie sensitiwiteit wat jy moet hê oor jou innerlike mens. Uiterlike. Dis nie so belangrik nie. Die innerlike is die een wat staan wat tel. Vers 17. Sodat Messia deur die geloof, onthou julle die regverdige sal deur die geloof lewe, want ons word geregverdig deur die geloof, in julle harte kan woon. Julle wat in die liefde gewortel en gegrond is. Ek is mal oor hierdie woordeskat. Hier is nie onsekerheid nie. Hier is identiteit. Hier is karakter. Hier is stabiliteit. Hier is onbeweeglikheid. Jy is in die liefde gewortel. Net nou het Paulus in Kolossense gebid. Hy wens dat hulle deur die liefde saamgevoeg word. Hier is jy in die liefde gewortel, gegrond, deurdat Yeshua in jou woon. En jy in staat kan wees om saam met al die heiliges, hoor daai al die heiliges, die hele liggaam ten volle te begryp. Nou het hy gesê die volle versekerdheid. Hier's 'n volheid. Saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte, die lengte, die diepte, die hoogte is. En die liefde van Messia te ken, wat die kennis oortref. Nou hier is 'n woordjie sodat wat jou baie regop moet laat sit. Sodat jy vervul kan word tot al die volheid van God. Sodat jy vervul kan word tot die volheid van God. As ons weet wie Jahwe is, as ons die grootheid en die almag en sy heerlikheid ken, dan sal hierdie kennis in jou word 'n krag, 'n heerlikheid, 'n opgewondenheid, 'n doelgerigtheid. Ek word vervul met die volheid van Jahwe, om hom te ken. Wat is die ewige lewe? Hoekom gaan ons ewig lewe? Want ons gaan hom ken. Om Jahwe te ken is lewe.
Om Jahwe te ken is lewe, nie dood nie, lewe. Dis hoekom hierdie wêreld hom nie ken nie. Dis hoekom hierdie wêreld doodgaan in alle opsigte. In alle opsigte gaan hierdie wêreld dood want hulle ken hom nie. As jy hom ken, as jy hom ken, daai liedjie sê so mooi, as jy hom ken, sal elke dag met beleidskap vervul word, met krag vervul word. Die innerlike mens sal gebind wees aan die liggaam van Yeshua. Ons lewe in 'n tyd van siektes. En ek praat gister met iemand wat in 'n inrigting werk met mense wat regtig nie meer sin maak in die lewe nie. Die kosbaarheid van die evangelie is, hy gee vir jou identiteit. Hy gee vir jou 'n skoon gewete. En ek sê dit nie dat die evangelie ons dien nie, ons dien Jahwe, maar die heerlikheid van om hom te ken is, hy wortel jou in die liefde, daar's geborgenheid, al jou verwerping, al jou stikkindheid, al die goed wat 'n mens doodmaak. As jy hom ken, word dit lewe. Jy kry identiteit, jy kry vastigheid, jy kry sin in die lewe. Jy's gebind. Jy hoef nie alleen jou stryd te stry nie. Jy hoef nie alleen te voel nie. Jy hoef nie te voel jy wankel nie. Jy's gewortel. As die storms van die lewe slaan, dan raak jy net meer bewus van hierdie wortel. Die liefdesgrond. Dis die krag wat gemaak het dat Paulus kon gedoen het en gearbei het, soos hy gearbei het. Dit is die krag waarmee hy die evangelie oorgedra het. En dit, ons gaan nou daaraan toe gaan in Korintiërs. Hy sê, toe ek by julle was, het ek nie met julle gepraat op wysheid van menslike woorde, nee, hy maak onderskeid, nie die gewone kennis nie, maar om hom te ken. Waar sy gees vir jou leer, jou sondes is vergewe, jy het in hom, uit hom, deur hom, in sy dood, in sy opstanding, in sy heerlikheid, het jy lewe. Dis wat die gemeente staande gehou het. Dis wat ons gemeente, dis die enigste saak wat ons gemeente gaan staande hou. Dis waarop ons beproef word, is hierdie krag. Want dit waarop ons beproef word, is ons stryd, en dit wat ons stryd is, raak ons oorwinning. En dit wat ons oorwinning is Jahwe se heerlikheid. Sy liefdeskrag. Gaan saam met my weer terug na Kolossense 2 toe. Kolossense 2. Vers 2, dat hulle harte vertroos mag word, deurdat hulle saam gevoeg word in die liefde. Hy saamvoeg, gaan ons gou volg in Efesiërs, hoofstuk 4. Efesiërs 4. Ons blaai basies net weer terug waar ons was. Na Efesiërs 3 kom Efesiërs 4. Ek hoop julle kan 'n parallel sien tussen Kolossense en Efesiërs. Dieselfde dinge wat hy bid vir Kolossense, bid hy vir Efesiërs. Efesiërs 4 gaan oor die genadegawes. Nou, die hele konteks van vanoggend se boodskap is, Paulus het 'n genadegawe ontvang wat hy deel. En wat doen die apostels, die leraars, die herders, die profete en die evangeliste met hierdie gawes? In vers 12 in Efesiërs 4 sê hy, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Messia. Hierdie opbouing is die samevoeging, is hierdie hegting, en ons lees dit in vers 15, maar terwyl ons in die liefde die waarheid betrag, Efesiërs 4 vers 15, in alles sou opgroei, in hom wat die hoof is, naamlik Messia, uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg en saam verbind, Efesiërs 4 vers 16, en saam verbind deur die ondersteuning wat elke lid gee. Hier is verantwoordelikheid. Ons word goed saamgevoeg, wanneer jy tot bekering kom, wanneer jy in Yeshua, tot die kennis kom, hy is my verlosser, hy is my redder, hy is my regverdigmaker, dis wanneer ek by die gemeente bygevoeg word. Nou sê hy, maar die liggaam word saam verbind, deur die ondersteuning van elke lid. Nou wil ek by u hoor, hoe ondersteun u in die gemeente? As een wat preek, as een wat die koppies reg sit, as een wat almal groet by die deur, en nou die res van ons.
een wat klavier speel, een wat die vuur aansteek. Reg, werk is uitgedeel. Wat moet ons doen om die liggaam te ondersteun? Nee, hierdie ondersteuning gaan nie oor klein taakies nie. Hierdie ondersteuning is dit wat jy van Jahwe ontvang in jou persoonlike verhouding met hom, jou kennis van hom, jou ervaring, sy openbaring in jou lewe. Hierdie broer gaan deur 'n geweldige stryd. En hy soek Jahwe en Jahwe openbaar hom aan homself as sy helper, as sy krag, sy redder. Daai broer kom met 'n getuienisdiens toe. Sy lewe is 'n getuienis van Jahwe is my helper, ek sal nie vrees nie. En hy bind aan die gemeente. En 'n volgende broer en 'n ander suster, dit wat jy in jou persoonlike lewe ervaar, hoe jy Jahwe ken, in jou stilte tyd, in jou ontmoeting met hom, daardie kennis, daardie liefdeskennis, daardie openbaring dat Jahwe jou lewe is, daai lewe wat hy in jou hart gee, dis wat die gemeente bind, ondersteun, saamvoeg. Die lewe van Messia in my, wat ek in die gemeente leef, bind die gemeente. Daarom is dit so belangrik dat ons persoonlike lewe met Jahwe op datum sal wees. As 'n mens net gemeente toe kom en sê wel, ek gaan niks sê of niks doen nie, ek gaan nie skade doen nie. Ek is eintlik by die huis besig met ander dinge, maar niemand hoef daarvan te weet nie. O, dit straal uit, jy ondersteun nie. Wanneer jy in jou nederigheid, in jou geringheid, in jou binnekamer, daar waar niemand sien nie, persoonlik met Jahwe ontmoet, en hy jou ken, en jy hom ken, daai lewe, moenie bekommerd wees hoe nie, dis die Heilige Gees se werk, wanneer jy in die gemeente deelneem, is dit die ondersteuning deur elke lid, volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate. Wat 'n mate? Die genademate. Die genade wat jy ontvang, om Jahwe te ken, is jou mate van ondersteuning vir die gemeente, om saamgevoeg, saam verbind te word. So wat is ons verantwoordelikheid? Om Jahwe te ken, om gegrond te wees in die liefde, om hom te ontmoet, om weg te beweeg van net godsdiens en kopkennis, maar om met hom te wandel. Want as jy kyk 'n bietjie in die gemeente, die wat met hom wandel, die wat met hom ken, dis hulle wat die ywer het, dis hulle wat die nederigheid het, dis hulle wat die diensbaarheid het, dis hulle wat die regte gesindheid het. Maar die wat verval en fariseer in kopkennis, gefeinsdheid, dis waar die stryd, dis waar die twis kom. So dis belangrik, dat ons in die liefde sal bly dat ons aan mekaar gebind word. As ons weer terugkeer na Kolossense 2 toe, hierdie is 'n baie belangrike gedagte, Kolossense 2, die tweede deel. Hoe word ons harte vertroos? 1, deurdat ons in die liefde saamgevoeg word. 2, dat ons kom tot die volle versekerdheid van insig. Nou, die woordjie tot, kyk gou asseblief saam in julle Bybels, Kolossense 2, is 'n middelste gedeelte, deurdat hulle saamgevoeg word in die liefde en tot alle rykdom. En tot alle rykdom. Nou hierdie tot alle rykdom lyk soos 'n doelwit. Dit lyk asof jy, wanneer jy in die liefde saamgevoeg word, dan kom jy tot hierdie rykdom. En eintlik is dit in Grieks meer, die voegwoord, die voorsetsel plus sy vorm is meer 'n resultaat, 'n gevolg. Wanneer jy in die liefde saamgevoeg word, dan is die gevolg, die resultaat, jy groei in hierdie rykdom van die volle versekerdheid van insig. Insig. Hier is nie kopkennis nie, die Heilige Gees maak oop, gee insig. En hierdie insig word gekenmerk dat dit sekuriteit, stabiliteit, standvastigheid gee. Nou julle ken die stryd in die apostelse tyd en die valse leringe, valse profete. Julle ken die stryd teen die dwalinge. Wat het die gemeente staande gehou? Wat het die gemeente gehou by die gesonde leer? Die liefde wat hulle uit Jahwe leer ken het. Hoe het hulle onderskei dat hier kom 'n broer met 'n valse lering? Hulle het dit wat hulle in Yeshua, die herder se stem gehoor het hulle nie gehoor in hierdie valse lering nie.
Hulle was gegrond in die liefde, in die kennis, in die ontmoeting, in die verhouding met Jahwe. 'n Mens hoor baie keer dat mense vir jou sê, man, ek het ervaring. Ek weet wat ek weet. Ek het dit eerstehands ervaar. Jy gaan nie vir my, jy kan vir my met baie stories vertel. Ek weet wat ek weet. Nou ons moet op daai punt kom in die gemeente. Dat ons weet, wat is die volle insig van die rykdom van Jahwe se genade en heerlikheid. Kom na Korintiërs toe. Ons het so 'n bietjie hier in Efesiërs en in Kolossense gewerk. Oor Paulus se stryd. Hy het 'n bediening, die genadebediening is wanneer hy sy regverdige leef deur die geloof, leef kennis om Jahwe te ontmoet. Dit is meer kopkennis nie, is nie meer sinagoge kennis nie. Dit was Jahwe het homself aan hom openbaar. En nou kom Paulus en hy wil dit aan die gemeente, aan al die verstrooide Israeliete bedien. Nou sê hy in Korintiërs, nou julle sal onthou op 'n kaart, Korintiërs is daar in Griekeland se wêreld, terwyl Kolossense en Efesiërs meer Klein-Asië was. 1 Korintiërs 2, vanaf vers 1. Toe ek by julle gekom het, broeders, het ek nie aan julle die getuienis van God kom verkondig, met voortreffelikheid van woorde, van wysheid nie. Onthou die Grieke was baie erg oor die wysheid. Retoriek, oorredingsvermoë. Al daardie belangrike dinge. Want ek het my voorgenem om niks anders onder julle te weet nie, as Yeshua Messia en hom as die gevloekhoude. Een wat gevloekhoud is. Ek was ook by julle in swakheid en in vrees en veel bewing, en my rede en my prediking was nie in oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar in betoning van gees en krag. Onthou julle net nou in Efesiërs 3 bid hy vir die Efesiërs dat hulle vervul moet word in die innerlike mens met krag versterk te word. En in Filippense 3 het ons gelees dat ek hom kan ken in die krag van sy opstanding. Daar's die krag. Daar's die krag. Lewe uit die dood. Sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. Waaruit bestaan jou geloof? Waaruit bestaan jou geloof? Iemand sê nou reg vir my, hy weet wat 'n geloof ek is. Julle glo dit. Sê nee, dis my geloof nie. Dis sienlike dinge. Dit wat jy nou vir my opgenoem het, is maar hoe ons hier nou funksioneer. Geloof is wat jy nie sien nie. Ek glo dat Yeshua vir my gesterf het. Ek glo dat ek in hom regverdig is. Ek glo dat hy opgestaan het. Ek glo dat hy nou heers. Ek glo dat hy kom en mag. Ek glo dat ek voor hom moet staan en verantwoording doen vir my werke. Dit wat die Heilige Gees in jou lewe oopmaak, wat 'n mens nie kan verstaan nie. Ek glo dat ek met Jahwe een word. Ek glo dat ek in die hemele gesete is in Yeshua Messia. Ek voel nie of ek perfek is nie, want ek is nog in die vlees, maar ek glo dat die bloed van Yeshua Messia my reinig van al my smet en al my sondes. En hierdie geloof is 'n krag in my lewe, sodat ek elke dag kan opstaan en hierdie getuienis kan uitlewe. Ek leef nie meer nie, maar hy leef in my. Dis my krag, dis my geloof. Die krag van God. Tog spreek ons 'n wysheid onder julle, vers 6. Tog spreek ons 'n wysheid onder die volwassenes, maar 'n wysheid wat nie van hierdie wêreld of hierdie wêreld se heersers van hierdie wêreld se heersers wat vergaan nie. Vers 7. Maar ons spreek die wysheid van God wat bestaan in verborgenheid. Aha. Hoeveel keer het ons al die woord verborgenheid gelees? Ja, dit was 'n verborgenheid. Paulus sê in Efesiërs 3, as julle tog net kan lees en my insig in hierdie verborgenheid kan verstaan. Dit was 'n verborgenheid. Dit was nie oop nie, dit was toe. En is nou in Yeshua geopenbaar. Ken ons die verborgenheid? Wat is die verborgenheid? Kom ons lees dit. Wat bedek was, wat God van ewigheid af voorbeskik het tot ons heerlikheid. Wie van julle het al iets by die huis klaar gemaak, gereed gemaak vir iemand wat huis toe moet kom? Mamma wat 'n bord kos of 'n ete maak vir pappa. Daar's verwagting. Gaste, hier kom gaste, is dalk 'n beter voorbeeld. Meer relevante voorbeeld. Hier kom gaste.
Maak kos, braai, kyk hoe laat kom hulle, kyk hoe laat is die kos klaar, daar's 'n verwagting. Ek is besig om voor te berei. As jy baie moeite doen, berei al die vorige dag begin jy te bak en te brou. Daar's 'n verwagting dat wanneer ek hierdie geskenk, gawe vir hierdie mense gee, dan hou jy hulle dop. Jy wil kyk hoe reageer hulle. Dink vir 'n oomblik, Jahwe het van ewigheid af vir u en vir my iets voorbeskik. En 'n mens laat sak jou kop in skaamte as jy sien hoe ons reageer op die verborgenheid van Jahwe wat geopenbaar word in ons. Ons ag, dit is niks. Dis 'n toestand. Beklaanswaardig. Jahwe het van ewigheid af beskik om vir ons tot ons heerlikheid, verheerliking, ons wat dood was, ons wat stikkend was, ons wat vuil was, om ons te verheerlik, vers 8, wat niemand van die heersers van hierdie wêreld geken het nie. Hulle ken dit tot vandag toe nie. Nêrens gaan jy dit in die winkels sien of hoor of op die rakke nie. Jy gaan dit nie daar hoor nie, dis verborge. Want as hulle dit geken het, sou hulle Yeshua van die heerlikheid nie gevloek het nie. Maar soos geskryf is, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom liefhet. Die oomblik as jy in sy liefde is, gaan hierdie ding vir jou oop. Dit is geslote vir die wêreld. Dit is net vir die gemeente, uitsluitlik vir die gemeente. Net die gemeente het insig. Wanneer jy in die liefde gewortel is, om te verstaan, die heerlikheid, die rykdom van sy heerlikheid, die volle versekerdheid. En dis Paulus se stryd. Hy sê, vers 10, maar God wat dit aan ons deur sy Gees geopenbaar het. Want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Want wie van die mense weet wat in 'n mens is, behalwe die Gees van die mens wat in hom is? So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die Gees van God. Ons het ewenwel nie die Gees van die wêreld ontvang nie, maar die Gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. En daai weet is die kennis van sy liefde. Wat het hy ons geskenk? Hy ewige erfenis. Die wat hy van voor die grondlegging van die wêreld af uitverkies het, verordineer het, geroep het, geregverdig het, sodat ons aan die beeld van sy seun gelykvormig kan wees. Dis die heerlikheid. Dis vir die wêreld dwaasheid. Die wêreld kan dit nie verstaan nie. Die natuurlike mens verstaan dit nie. Maar dis Paulus se stryd. Dit moet u en my stryd wees, om dit in ons eie lewe te ken, die uitnemendheid van die rykdom van sy genade te ken, en dit vir mekaar te bedien. Te bedien. Dit wat ek van Jahwe ontvang, sy liefde, sy openbaring. Jahwe is my herder. Ek stap in die gemeenskap, in die skapies, vir hulle werklik die herderskap van Jahwe te kan leef, te kan wees. Ek wil graag nog hierdie 2 verse lees, vers 11 en 12. Vers 12 en 13. Ons het ewenwel nie die Gees van die wêreld ontvang nie, maar die Gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met die wat die Heilige Gees leer en saam bind, om tot 'n konklusie te kom, tot insig te kom, by 'n punt te kom, dat ek weet, sodat ons geestelike met geestelike vergelyk. Daarom gemeente sluit ek af met hierdie oproep, dat ons ook sal stil word en sê, Vader, hierdie evangelie, hierdie Nuwe Testament en Ou Testament, en spesifiek die verborgenheid rondom Yeshua, wat soveel mense het gearbei, soveel mense het regtig met hulle bloed betaal daarvoor. As ons kyk na die geskiedenis, hoe gemeentes gelei het, en nie bekommerd was oor wat hulle verloor nie, want dit wat hulle gehaat het in die verborgenheid van die genade, die kennis, die verhouding met Jahwe was vir hulle alles. Dat ons ook op 'n plek en 'n punt sal kom. En ek dink in Suid-Afrika is die omstandighede ryp genoeg om te fokus op wat ons het in Jahwe. Ek dink
Die gemak en die alledaagse lewenroetine word genoeg versteur en verstoor, dat jy op 'n plek kan kom en stil word en sê, maar Vader, waaroor gaan die lewe? Wat is my doel op aarde? Wat is my bestaan? En nie net deel te wees van 'n gemeente in naam nie, maar saamgevoeg, om daai krag, wat die Heilige Gees werk, om Jahwe te ken, daai stabiliteit, daai vastigheid, daai volle oortuiging uit te leef, in my gesin, in my gemeente. Want dit is die krag van Jahwe. Die stryd van die apostels, die stryd van die gestuurdes, en Joshua roep ons vir dieselfde stryd. Kom ons staan en bid ons saam. Ons almagtige Vader Jahwe, dankie dat Joshua, die ewige woord, vlees kom word het, sodat ons die getuienis kan hê aangaande die lewe. Dankie vir al die apostels en disippels, wat so getrou, gestry het, gearbei het, gewerk het. Nie in menslike wysheid nie, maar in die krag van die evangelie wat in hulle harte uitgestort het. Dankie dat ons 2000 jaar later ook die voorreg het om deel te neem in hierdie stryd, om U te ken. Want dit is 'n stryd, Vader, en U ken ons stryd. U weet dat sonde ons oë verblind. U weet dat die wêreld wat U nie ken nie, ons verblind. Maar ons sê vir U dankie vir die verborgenheid. Ons sê vir U dankie dat U Heilige Gees uitgegiet het oor die gemeente, en dat U vir ons diep in ons harte oortuig, dat U Gees saam met ons getuig dat ons U kinders is. Dankie vir U Gees wat uitroep, Abba Vader. Dankie dat ons bewus kan wees dat ons kinders is, wat by U tafel sit, net goedheid en guns volg ons. Dankie vir die brood van die lewe. Dankie dat U ons hoof salf. Dankie dat ons beker kan oorloop. Dis nou ons gebed, dat hierdie tyd op aarde en hierdie week wat voorlê, dat ons oorvloedig sal wees in die heerlikheid waarmee U ons beklee, naamlik Messia in ons, Immanuel. Dat ons 'n tempel sal wees van die Gees. Alles wat ons sê en doen en dink sal wees in ooreenstemming met U Gees. Dat ons lewe 'n lewe van gebed sal wees. 'n Lewe waar ons met U wandel soos Henog. En dat ons aan mekaar gebind sal wees met die onbreekbare band van U liefde. Ons bid dit in Yeshua Messia. Amen. Kom ons staan net so, dan hef ons die hande op. Jahwe sal ons seën en ons behoed. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. In Yeshua Messia, deur die krag van die Heilige Gees. Amen.